Kom ons sing lekker saam vanmôre. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory.
woord is so mooi as hy sê, kom met jou snaarinstrument en jou drominstrument en met jou hande en wat jy ook al het, doen dit, gebruik dit om die naam van die Here groot te maak. Nee, dit is so lekker as mens so kan die Here aanbid en niks breek jou skoen, die hande klap. The Lord's my shepherd, I'm not one. He makes me lie in pastures green. He leads me by the sons of waters. His goodness restores my soul. As ons die lied van die Here is my herder ken, dan het hierdie net so 'n diep inslag en 'n impak in ons lewe. Want dit vra vir ons op die einde van die dag, waar was ek my hele lewe lank? Het ek hierdie liefde van die Here, het ek dit vertrou, was ek diep in sy genade weggebere? En daarom is daar 'n lied op die einde van die dag wat ons ook kan sing. Always when years wasted me, oh I'm foolish, as we walk down the sad way of life, turn around, God is all.
ons opnuut voor U staan. Wanneer ons opnuut, Here, bevestig dat ons aan U behoort, o Here. Wil ek dan vra, Here, kom en buig laag oor ons neer. Buig laag, Here, en raak ons weer aan. Maak ons so bewus, Here, daarvan tye wat ek laat verbygegaan het in my lewe. Maar dat ek weet, die genade is my groot. Die genade is groter wat U vir ons roep vanmôre. En sê, moenie dat daar nog jare by jou lewe verbygaan nie. Daarom, Here, gee ons aan U lof en eer vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Glory to Jesus. Dat is dan nie die agter my nie. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre oor ons groot werker praat. Die woord van die Here is baie duidelik. Ek het Sondag so 'n bietjie daaroor gesels. Dat nou dat Jesus in die hemel is, waar is hy anders dan? Hy is in die hemel. Het hy gesê, ek sal my Vader vra, dat hy die trooster, die Heilige Gees vir ons sal stuur, want dit is hy wat ons gaan leer en gaan lei in alle waarheid. Dit is hy wat ons gaan oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So met ander woorde, as ons vanoggend praat van al hierdie dinge wat die Heilige Gees ons dan in gaan lei, dan moet ek eers 'n werker vir die Here word. Want hoe gaan ek vir iemand anders na die Here toe kan lei? Hoe gaan ek ander kan vertel uit die liefde wat in my is en met die liefde dit oordra? Sonder dat dit nou klink asof dit 'n opdrag. Punt 1, buig. Nee, sulke goedjies, dis nie wat die Here wil hê nie. God wil hê ons moet hom verstaan. Nou, as ek hom verstaan, en ek kom na jou toe en ek sê vir jou, kom, ek wil jou van iemand vertel, wat red, en kan genees, en kan doop met sy Heilige Gees. Ek meen, ons het soveel mooi voorbeelde daar agter, dat die Here red, die Here genees, die Here hou ons vas, en in alles, dat ons net kan weet dat die Here wat ons dien is wonderbaar en heilig, algenoegsaam, alwetend. Alles wat ons wil weet van ons Here, dit is hy vir ons. Maar nou het ons ook geweet en gehoor in verlede week dat die Here het alles vir ons gedoen. Hy het aan die kruis vir ons gesterf. God het sy seun vir ons gegee. Sy seun het gesê, ek lê my lewe self af, niemand hoef dit van my te vat nie. En aan al daardie wonderlike dinge dat ons byvoorbeeld kan sê, Here, wat belangrik is, die bloed het my verlos, my vrygespreek, en alle bande van my weggeneem. Maar ten spyte van alles, moet die werk van die Here Jesus voortgaan. Ek wil nie vanmôre die ABC sê opnoem, van hoe ons iemand na die Here toe lei nie, maar as ek dit verstaan, dan weet ek in watter rigting die Heilige Gees wil gaan, wanneer ek met iemand praat. Want oor die algemeen praat ons tog oor die Here. Ons kom by 'n tafel, ons kom by 'n hoekie en ons sit en gesels en ons sê, was die Here nie vir ons goed nie? Dan kan jy partykeer so 'n vraagteken op die volgende persoon se gesig sien. Hoe weet ek dat die Here vir ons goed is? So dit is die aanknopingspunte wat ons nodig het om te maak. En daarom het ek en jy die hulp van die Heilige Gees nodig. Want ons moet weet, as ons na hierdie wêreld van ons kyk, het ons baie hulp van die Heilige Gees nodig, nie? Want ons het nie al die antwoorde nie. Daarom moet die Gees ons lei om in al hierdie waarhede in te gaan.
Jesus vertel 'n gelykenis in Lukas 15 verse 8. Watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek sy nie die lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit kry nie? Hoor my, ons opdrag, ons sien die stikke, die stikkende, die gebreke, die mense wat geen hoop meer het vir hierdie lewe nie. Ons sien hulle. Wat gaan ek doen? Here Jesus sê die vrou het haar lamp opgesteek. En nommer 1 is dit die beste lamp wat ons kan kry, is die Jesus homself. Sy het die lamp opgesteek en sy het die hele huis sorgvuldig deursoek. En as ons so met iemand begin praat, dan sê dit vir my dat ek het 'n rede, ek het 'n groot opdrag, gaan daarheen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Wanneer ons baie keer met iemand praat en dan sê hy, nee, ek ken nie daai gedeelte nie, dan is dit nie altyd nodig om weer by die eerste bekeringspunte uit te kom nie. Leer hom om alles te onderhou. As ek niks weet nie, dan moet ek nie daai kans vat nie. Dan sê ek, Heilige Gees, kom ondersteun my. Nou sê vers 9, en as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Jesus sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n mooi voorbeeld. Is dit dat, hoorie, ek wil julle iets sê wat ek vir julle wil sê. Ek kan julle net sê wat die woord van die Here vir ons sê. Die woord van die Here sê, lees soos geskrywe staan en doen soos geskrywe staan. Is dit nie wonderlik nie? Jesus vra vir ons deur hierdie getuienis of ons uiteindelik weet wat of ons werklik weet wat dit is om iemand na die Here toe te lei. Het ons werklik daardie sal ons sê daai vrymoedigheid. Ons ken alles van die woord van die Here, maar het ons vrymoedigheid om dit met iemand anders te deel. Want wat was die belangrikste punt met die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus? Sy liefde wat hy geopenbaar het. En hy het gesê, as ek terugkom wil ek hier dieselfde dinge by julle teenwoordig vind. Maar nou moet ons weet, ek gaan nie net moet weet hoe om 'n siel vir die Here te wen, maar ek moet ook die waarde daarin sien. Wat is die waarde om iemand op 'n sê aan die krag te vat of aan die oor te vat, kom drink van die lewende water. Maar op die einde van die, wat is die waarde daarin? Die waarde lê in die hemel. Die waarde lê wanneer ek en jy ook eendag in die hemel is. En wanneer Jesus staan met 'n tafel gedek voor hom, net met krone, moet een daarvan myne wees. Dit moet myne wees. Jy sê om 'n siel te wen, moet ons 'n begin maak. En om 'n begin te maak, sê ek moet iets bekend maak. Ek maak nie net die Bybel bekend nie. Wanneer die Here Jesus sê, almal wat na hom toe kom, is die een wat in my geglo het, nie? Maar nou moet ek iets bekend maak aan die een met wie ek wil deel. En ek moet in die eerste plek vir hom sê, luister, die een aan wie ek jou gaan voorstel, is die een wat al ons antwoorde het. Hy het al die antwoorde wat jy nodig het. Daar waar jy so moedeloos sit, daar waar jy so in nood sit, daar waar jy behoeftes nodig het, daar waar jy krag van die Here nodig het, daar waar jy liefde nodig het, daar die goeie se naam is Jesus. Jy sien, ons moet so opgewonde en duidelik word wanneer ons vir iemand van die Here Jesus vertel. Want hierdie wêreld van ons is 'n vinnige wêreld.
Ek lees dan weer vanmôre oor die radio oor AI. En iemand maak eendag 'n grap en hy het gesê toe net voordat hy sy diens begin, gesê hy weet ek het goeie nuus vir almal. Ons predikante mag nou ons boodskappe ook van AI afdoen. Dit was so stil in daai vertrek, totdat iemand dit gesnap het. Hy sê ja, jy is reg, ek maak net 'n grapie nie. Kan iets God se woord vervang? Kan iets Jesus vervang? Al wat ons nodig het is om te weet dat die persoon wat ek nou bedien, moet weet as hy nie Jesus in sy lewe het nie, is hy besig om verlore te gaan. As hy nie al ver so verlore is, dat hy nie weer teruggeroep kan word nie. Jesus sê, kom, ek het vir julle goeie nuus. Hy sê in Lukas 19:10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Nou is Jesus in die hemel en hy werk deur die Heilige Gees na ons toe. En hy sê vir my dieselfde woorde. My kind, jy moet soek. Jy moet soek vir hulle wat verlore gaan. Soek dat hulle gered kan word. Jy sien, sonder Jesus is ons almal skuldig aan iets. Ons moet net uitvind wat. En die antwoord is nie ver nie, omdat ek nie in Christus is nie. Sonder Jesus moet ons weet, die hele wêreld is strafwaardig. Die hele wêreld is gesondig. En dit is wat Romeine 3 verse 23 vir ons sê. Want almal het gesondig en dit het ontbreek aan die heerlikheid van God. So almal was op daardie punt gewees. Nou omdat ek die Here Jesus in my lewe het, en elkeen van julle die Here in sy lewe het, hoe lekker gaan dit nie wees, en hoe maklik gaan dit nie wees, om met vrymoedigheid dan teenoor iemand anders te gaan staan en sê, ken jy Jesus? Is 'n eenvoudige vraag. Ken jy Jesus? Romeine 3 verse 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Hoor ons groot aanslag op iemand wat nog nie die Here ken nie. Hulle word deur God se genade sonder verdienste geregverdig. Hoe kan dit gebeur? Deur die verlossing van ons Here Jesus Christus, sy bloed wat vir my en vir jou gestort is. Dit is so 'n belangrike gedagte hierdie. Dat ons is so baie mense by mekaar, ons is so gereeld in mekaar se teenwoordigheid, en jy kry tog 'n ou wat 'n kans vat, en hy kom met 'n knoop daaraan, of hy kom met 'n reguit knoop daaraan, of hy kom met 'n voorgee daaraan, maak nie saak nie, dingetjies wat dalk teen jou grein inwerk, as kind van die Here. En daarom moet ek die vrymoedigheid hê. Ek sê baie vir iemand, ek is jammer, maar ek kan nie so in jou gesels nie. Ek kan nie in jou geselskap wees nie. Of dit nou by Chonky Town is, en of dit nou in die dorp is, en of dit nou waar is. Ek het die vrymoedigheid, want ek het 'n keuse om verniel te word. En God wil nie ek moet verniel word nie, want die beste het hy in my gedeponeer. Sonder Christus staan ons onder 'n oordeel. Hoor wat sê Johannes 3:18. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Dit is so interessant, omdat hy nie geglo het nie, in die naam van die eniggebore seun van God. Wie het gesê? Jesus self. Dit staan in die woord geskrywe. Sonder Christus is ons dood. Paulus sê dit vir ons in die Efesiërs 2:1, en daaroor het ek gepraat Sondag. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak. Julle. So die offer is vir ons gegee, maar nou wonder mense baie keer, waarom kry 'n mens nog dooies onder die lewendes? Ja. Ek dink daar's te veel flieks gemaak van daai dooie mense wat so, dat jy nie so uitgeroei kry nie. En dit is waar dit kom. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sonde. Die Here Jesus het laag gebuig
vir my en vir jou. Daarom moet ons bekend maak dat niemand Christus kan aanneem en kan wegstap sonder om gered te wees nie. Die groot werk moet gedoen word. Ons kan nie onsself red nie, want al behou of onderhou ons die wet, kan ons nie onsself daardeur hou nie. Ek kan ook nie myself red as gevolg van hierdie oulike ouetjie wie ek is nie. Dit kan nie gebeur, nie jou goeie werke nie, niks nie. Ons is verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van God se ontfermende liefde vir my en vir jou. God kom by ons verbygestap het. Daarom sing ons daai liedjie van gaan my nie verby, o Heiland. Dit is so belangrik dat ek moet sê, Here, ek wil niks mis van U nie, want U het net die beste vir my in stoor. En dis wat Titus vir ons sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ons stap 'n kosbare pad met die Here. En daarom sê die Here vir Jesus vir onsself, hoor hoe ernstig is hy in Johannes 5:24. Voorwaar ek sê vir jou, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. As jy my sien lewe ek omdat Christus vir my iets kosbaars geoffer het. Nou, ons moet sê die persoon met wie jy besig is, wat Christus vir hom kan doen. Nie net wil jy die Here aanneem, maar kyk, daar baie slim mense. Hoekom? Wat kry ek in 'n ruil? En al sulke goedjies, al hy druk jou in 'n hoekie in, maar wees gereed, die antwoord is baie eenvoudig. Jy moet Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Daar begin ek nommer 1. Hoekom? Christus sal jou swaarigheid en jou sondes vir jou dra. Hierdie posisie waar jy in is, Christus sê, gee vir my, want my las is lig en my juk. Alles is lig wat ek jou offer. Jesaja 53:6 sê vir ons, en ons almal het gedwaal soos skape. Ons almal het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat kom. En as ek met iemand so deel om te sê, kyk daar, die Bybel sê, jy moet nie so bevrees en beskrik wees deur die lewe gaan nie. Die Here het jou, hy's by jou. Daarom die volgende ene, Christus sal vir daardie persoon wat hom aanneem, die ewige lewe gee. Daar het ek nog op punt. Jesus sê, as jy vandag sterwe, gaan jy lewe asof jy nog nooit gesterwe het nie. Dis wonderlike goed wat mens met iemand kan deel. Johannes 10:28 sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. O, wat 'n pragtige plek, net om vir die Here lof en eer te gee. Want onthou, as hierdie dinge nie vir jou nuut is nie, dan het dit nou al met jou gebeur. Here, ek kan getuig, Here, my naam is nog steeds in u handpalms geskrywe. Volgende een wat jy vir iemand kan sê is, Christus sal jou versterk. Sê dit vir hom, die persoon met wie jy deel, wees oortuigend, sê vir hom, Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig om jou rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En ek dink as iemand nie die Here geken het en hy hoor so 'n teksvers, dan gaan hy sê, sluit my in.
Volgende stelling wat jy gaan maak is, Jesus sal jou veilig hou. Jesus sal jou veilig hou. Ons is in 'n baie rowwe wêreld, en ons is op 'n pad waar en baie waar daar geen taksies is nie. Sorry, nou, ons ry met soveel liefde op hierdie pad, né? Ja, maar Johannes 14:23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. So as ek verkeerd is, ek sê die Here Jesus sê, ek sal met jou wees, ek sal met jou bly, tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dit staan geskrywe, ek en my Vader sal by jou kom woning maak. Dis so kosbaar, daarom moet ons dan nie die geleentheid laat verbygaan, as hierdie persoon beginne belangstel, of hy belangstel of nie, en sê, maak toe jou oë, maak toe jou oë, ek moet vir jou bid, ek moet 'n persoonlike gebed vir jou doen, want jy sien, elkeen met wie jy praat, moet op die einde van die dag sê, ek is geoortuig. Ek is geoortuig dat die woord wil hê, dat ek nie verlore moet gaan nie. Ek is oortuig van my Jesus se verlossingsdaad teenoor my. En ek dink dit is waarom die woord van die Here verklaar as blydskap in die hemele. Das blyd net vir een siel. Nou, ons moet toelaat dat wanneer hierdie man met vir wie hy dan bid, dat hy dan die volgende vir jou moet sê. Hy moet erken, dis wat Paulus sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely. Maar dit is 'n koppie knip nie, sê, hoor nie? As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Hoor wat sê Romeine 10:10, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en die mond bely ons tot redding. Is dit dan nie lekker om iemand aan die hand te vat en sê, Jesus, die spiekie. Jesus, die Sunny, ons het Sunny se naam vergeet vanmôre, maar dit gaan al baie beter met haar, nee? Paulus sê vir ons, 2 Korintiërs 5:11, en hiermee wil ek afsluit, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Begin daarby. Ek is nie meer 'n loner, ek is nie meer vreesagtig wat om my gaan nie, ek ken nou net die vrees van die Here. Probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons geopenbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens geopenbaar te word. God ken ons elkeen by die naam. Hy weet van ons moeilikheid, en daarom sê hy vandag vir ons, doen net my werk, maar laat toe, dat die Gees van die Here jou dryf, laat toe dat hy die woorde in jou hart sit, dat jy nooit besorgd wees oor, wat sal ek sê en waaroor gaan ek bid nie. Hoor wanneer die Here met ons praat, maar vandag sê hy, ek het so min arbeiders, en die veld is reg om geoes te word, maar my arbeiders is min. Berei jou voor die dag wanneer God iemand op jou pad stuur, moet dan nie, soos die ou spreekwoord sê, met 'n mond vol tande staan nie. Mag die Here ons seën. Vader, hoe kosbaar is U, dat U vir ons so help. Here, nie net vir myself nie, maar ook vir ander. En ek weet, Here, terwyl ons ander help U my ook weer, Here. U laat ons groei in U teenwoordigheid, want U wil nie hê dat niemand verlore moet gaan nie. Here, ons ken U deur die woord.
Ons weet dat U regverdig is, maar ons weet ook, Here, dat U het straf beloof. U het ook gesê dat hulle wat nooit na my toe kom nie, sal in 'n verlore toestand bly. En Here, die hemele het vir ons so 'n kosbare uitnodiging gegee, dat ons elke dag aan die tafel gaan sit. Hoe kosbaar is dit nie, Here, dat ons maar net weet, ons behoort aan U. Ons behoort aan U in siel, gees en in liggaam. Ons behoort aan U, want U het ons totaal herstel, o Here. En help ons, Here, dat ons ook ander by hierdie selfde punt kan uitbring, dat hulle ook kan floreer in die oorwinning waar net in Jesus te krye is. Ons bid dit vanmôre alles in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Kan jy nou verstaan dat so 'n persoon dalk hierdie lied gaan sing? Wasted years, wasted years. Amen. Amen. Dankie. Dit is so waar. Yes. Amen. As ons hoogpriester dat die Here verklaar en hy is 'n hoogpriester wat met ons behoeftes Yes. maar hy het voorbidde nodig om ons te versterk. En ons almal kan elke oomblik van die dag vryheid toe gaan om voorbidde te wees vir almal om ons. Ja. En dit is baie belangrik en ek dink dit is wat meeste van ons wat siek was gedra. Dan Sally het juist my gesê, baie dankie pastoor, ek het so baie gebede ontvang. Jy weet, en nou maak die medisyne sakkie haar nie gesond nie, is daar vir haar hoop geskep. So sy is nie in 'n moedelose toestand nie, want sy weet dat die Here wat sy dien is wonderbaar. Halleluja. Baie dankie. Kom ons sluit af met nog 'n laaste lied en ons verwag die seën van die Here oor ons. Dan gaan ons op die wag vir liefdeoffergawe, die tiendes, net dit wat die Here op jou hart lê om vir ons te gee. As jy môre vir my sê, pastoor, daai boksie is te klein, dan sal dit te klein wees. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. A good man plays the long turning back. It must be for me, the road behind. It must be for me, the road behind me. It must be for me, the road behind me. A good man plays the long turning back. You take the whole world and give me Jesus. You take the whole world and give me Jesus. You take the whole world and give me Jesus. Hallelujah. You take the whole world and give me Jesus. You take the whole world and give me Jesus. You take the whole world and give me Jesus. The burning man plays the Lord and Halleluja, Vader, baie dankie. Ek sien nie niks daarin om nou weer terug te draai nie. Want u goedheid en u guns volg my elke dag.
Ek sien geen doel daarin om u hand te los nie, want u het gesê met jou swakke hand en my sterk hand sal ons 'n bende kan slaan. Here, en daarom bid ek maar net, seën ons in ons vandag, Here, seën ons in die week wat vir ons wag, Here, en ons weet alles wat u doen, is ten goeie vir elkeen wat glo. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.